Dink jy ons is naby die einde, die laaste dae? Dalk is dit 'n vraag wat iemand jou al gevra het of iets waaroor jy self al gewonder het. Want jy sien die nes en jy hoor van oorloë, die weer wat so wispelturig is en alles wat voel of dit skeef trek. En dalk is die vraag nie so seer in 'n skierigheid oor 'n datum nie, maar eerder 'n soeke na sekerheid. Die behoefte om te weet, gaan dit regkom? Is iemand in beheer? Dan lees ons in 1 Tessalonisense 5 vers 2. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags gaan kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, hou op om die datum te bereken. Dis die verkeerde vraag. Die Hebreërsbrief wys ons weg van die kalender af na iemand toe. As dit in Hebreërs 1 vers 2 sê, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Nou let op wat hier gebeur. Daardie woorde laaste dae, dis nie 'n dreigement oor môre nie, dis 'n stelling oor nou. Die beslissende ding het reeds gebeur. God het gepraat in 'n persoon. En dit verander hoe ons tyd lees. Jesus word ons nuwe horlosie, ons nuwe kalender en is nie 'n aftelklok wat angs moet aanjaag nie. Maar dis 'n teenwoordigheid wat sê, die anker van die toekoms lê nie elders vorentoe in die donker nie, dit lê in hom wat reeds gekom het. So sien jy hoe die vraag agter ons vraag dan na vore kom. Ons soek beheer, maar dalk is die geskenk nie beheer nie, maar is 'n uitnodiging om hom wat reeds die toekoms vashou, te vertrou. En dan hoef ons nie die datum te hê nie, want ons weet wie die pad ken. En ek dink dis waarom Jesus sy eerste volgelinge nooit die einde met 'n kalender benader het nie, maar met 'n oop hand. Hulle het ophou aftel en hulle het begin leef. So in jou tyd van stilte en refleksie vandag, kan ek jou nooi om bewus te raak van die onsekerhede waarmee jy sit. As jy dink oor die toekoms, dan in plaas daarvan om te vra, waar gaan dit eindig en wanneer gaan dit eindig? Om te bid, Here, help my om vandag te leef in die wete dat U die einde reeds vashou. Mag jy eerlike gesprekke met die Here hê. Kom ons bid saam. Here, ons dra dikwels so baie onsekerheid oor môre en oor die toekoms. Here, dankie dat U ons daarin ontmoet, maar ons ook nooi om ons oë op U gefestig te hou en die wete dat U is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Help ons om vandag te leef, Here, met 'n diep bewussyn van U wat by ons is. Amen.